Goeiedag, liewe medegelowige. Ek hoop dit gaan baie goed daar by jou. Hartlik welkom by ons erediens vandag. En mag dit jou ook inspireer om die Here met meer oorgawe, soos wat hy dit verdien, te dien. Ons tema vir vandag is: hoe sê ons dankie? Eintlik moet ons sê, hoe doen ons dankie? Want dit is maklik om te praat, maar dit is nie altyd so maklik om te doen nie. Byvoorbeeld, die gesegde in die predikantskringe is: mense gee eers om hoeveel 'n predikant weet, wanneer hulle weet hoeveel hy of sy omgee. So die werklike omgee lê in dade, nie net in woorde nie, nê. Ek het die afgelope tyd baie gedink oor watter onderwerpe is vir my baie moeilik om met die gemeente oor te praat. En een so onderwerp wat vir my moeilik is om oor te praat is dankbaarheid. En dan spesifiek offerbereidheid. Dit is vir my 'n moeilike onderwerp om mense te praat oor offerbereidheid in terme van jou tyd, jou energie, jou skedule, jou moeite wat jy insit, jou finansiële bydrae. Dit is moeilik om daaroor te praat want dit is so dat ons altyd maar moeilike tye het. Van my eerste gemeente af tot nou toe, het mense altyd moeilike tye. Moeilike tye is gevolg van wêreldoorloë, pryse van olie wat opgaan, soos nou in die Midde-Ooste se situasie, ekonomiese druk, foute wat politici maak, inflasie, koste, prys van voedsel wat opgaan, huishuur wat duurder word, voertuie wat duurder word, die lewe wat duurder word, dan is dit altyd baie moeilik om oor hierdie onderwerp te praat. Al weet 'n mens baie keer, maar mense is baie keer finansiëel in die moeilikheid, omdat hulle self oorspandeer, omdat hulle self in 'n situasie plaas om meer uit te gee as hulle inkry. Maar ek het hieroor 'n worsteling, want dit is so dat mense oor dankbaarheid en oor offerbereidheid tog moet praat, want dit staan in die Bybel. En ek het net 'n besef gekom, maar die gemeente met wie ek praat is nie 'n crowd nie. Dis nie 'n hierdie klomp mense of sommer net 'n random klomp mense met wie ek skielik praat nie. Die mense met wie ek as predikant werk en met wie ek praat, is die gemeente van God. Dis God se kerk. So, dis nie oor wat ek voel ek met die gemeente oor wil praat of nie wil praat nie. Dis wat God vir sy gemeente wil sê. Ek moet dit vir sy gemeente sê, wat hy wil sê. En so kom ek uit by in my midweekreeks wat sekerlik aan almal bekend is vir hierdie afgelope week. Dinsdag, Woensdag, Donderdag se midweekreeks wat oor dieselfde tema gaan: hoe sê ons dankie? Het ek uitgekom in my leeswerk by Maleagi. Maleagi waar ons lees dat God ongelukkig is oor die swak gehalte offers wat die volk aan God bring. Blinde, lam, siek diere. Nie die spogbil nie, blinde, lam, siek diere wat niemand wil hê nie. Dit gee mense dan vir God as offerandes. En God sê, ek wil dit nie hê nie. Ek stel nie daarin belang nie, want daar's geen dankbaarheid daaraan verbonde nie. Daar's geen teken van dankbaarheid as jy dit doen nie. Daar's geen eerbied vir my dan nie, sê God. Waar is die eerbied vir my dan? Gaan lees gerus daar Maleagi 1, 2 en 3 hieroor. En so lees ons toe nou Woensdag oor Saggeus. Saggeus, hierdie ou wat so ongelooflik lief was vir geld. En hoe hy op die ou end, toe hy die Jesus Christus ontmoet, sy manier waarop hy dankie sê, het Jesus Christus geval. Hy het gesê, van nou af gaan ek die helfte van my goed vir die armes gee, maar ek iets van iemand afgepers het, ek het 4 dubbel terug. En as jy jou somme maak, weet jy, hy het niks geld eintlik oorgehad, na dese nie. Want sy rykdom het in God se koninkryk ingegaan, van toe af. En so het ons ook Donderdag gelees van die arm weduwee. Die arm weduwee wat die 2 muntstukke in die offergawe kus gooi en sy beïndruk vir Jesus.
Hy is so beïndruk met hierdie arm weduwee wat eintlik haar totale besitting, haar leefgeld, wat hy moet dra deur 'n tydperk, dat sy dit vir die koninkryk van God saai. En so het ons Bybelskool, Veritas Bybelskool, ons kerk mos, en ons is met module 2 besig, en onder andere met die 10 gebooie op hierdie stadium. En weer eens lees ons die 10 gebooie, en waar kom die 10 gebooie vandaan? Nadat God sy volk gered het, nadat hy bevry het uit die slawehuis uit Egipte, en al die wonderwerke wat hulle beleef het, alles 100% wat hulle gedoen het, sê hy vir hulle by die berg Sinaï, daar's 10 reëls, daar's 10 dinge wat julle moet doen. Daar's 10 maniere waarop mense moet leef en behoort te leef wat gered is. Mense wat deur God uitgekies is, sonder dat hulle iets gedoen het, sonder dat hulle dit verdien, net persent kry, om in God se span te wees, om deur God gekies te word, om deur God gered te word, om deur God benadig te word. Hulle het minstens 10 dinge wat hulle moet uitleef, bloot uit dankbaarheid. 1, daar's net een God. 2, jy kan net een God aanbid, dis die God van hemel en aarde. 3, jy kan nie sy naam vir 'n vloekwoord gebruik nie. 4, jy moet die Sabbatdag heilig hou. Daar's tye wat ons spesifiek fokus op ons verhouding met ons Here en sy woord. Nommer 5, eer jou vader en jou moeder, eer jou mederes. Nommer 6, jy mag nie doodslaan nie. Nie met jou hande nie, nie met 'n of ander ding nie, ook nie met jou tong nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis oor jou naaste lewer nie. Jy mag nie mense se goed begeer nie. Dis die 10 huisreëls van hulle wat God se kinders is, wat deur God gered is. Dis die dankbare reaksie van mense wat hierdie ongelooflike posisie kry. My status is, my posisie is, ek is kind van God. Ek is geredde, verkose volk, of kind van God. Dit is my reaksie. En so lees ons dan vanoggend, by hierdie erediens lees ons van die 10 melaatses. Ons is op die pad van wat is die manier waarop ons dankie sê. Kom ons lees bietjie saam, daar by Lukas 17, vanaf vers 11. Op sy reis na Jerusalem met Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. En net toe hy 'n sekere dorpie wou binne gaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet. Maar hulle bly op afstand staan en roep hard, Jesus Here. Hulle weet presies wie hy is. Hy is sommer een van 'n towenaar nie. Hy is Jesus Here. Jesus Here, ontferm U oor ons. En toe hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. En toe sê Jesus, was daar dan nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Waar is die ander 9 dan? Is jy een van daardie 9 wat God teleurstel met jou ondankbaarheid? Met jou disrespek, God teleurstel met jou vergeet van hom, wat jou begenadig, wat jou vryspreek, wat jou vergewe, wat jou red, wat vir jou die ewige asem wil gee. Paulus sê dit so mooi op 'n plek. Ons moet erken, wat is daar, wat ek het, wat ek nie ontvang het nie? En wat verbeel jy dan nou, asof jy alles verdien het op jou eie? Dis soos die 10 melaatses, hulle het hulle gesondheid 100% van God af ontvang. God het alles 100% vir hulle gedoen, soos ek en jy se gesondheid ook. Soos ek en jy se sintuie wat werk, ons hart wat klop, ons gedagtes wat werk, dat ons kan moeg gaan slaap en kan vars opstaan in die oggend, dat ons kan asemhaal, dat ons kan sê dit gaan goed met my. Dis alles die Here self, dis die Here self se werk. En daarom pas dit by ons om te sê soli Deo Gloria, aan God alleen die eer.
En daarom sing ons ook gepas in die kerk, neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Maar ons sing ook verder in daai selfde liedjie, niks, nie my goud en silwer, my platinum, alles is U sin. Alles stel ek in U Vaderhand. Dit wat in die melaatse se hart aangaan, daai een ou wat kom dankie sê het, is die verskil tussen hom en die ander 9. Dankies aan God, in die vorm van offergawes, in vorm van tyd, prioriteite, beskikbaarheid, aanmeld vir diens, is alles soos 'n vergrootglas. Dit werk soos 'n vergrootglas. Dit maak duidelik en vergroot alles wat regtig in jou hart aangaan. Want ons weet, dis baie keer so. Jy kom baie gou agter wat in iemand se hart aangaan, as jy raak aan sy prioriteite, as jy raak aan sy tyd, as jy raak aan sy beursie, as jy van hom verwag of haar verwag om moeite en sweet in te sit, dan kom die ware kleure duidelik na vore. En so het God dan swak offers van Maleagi, het hy verwerp. En so het God dan die arm weduwee bewonder vir haar bydra. En so was sy gees, 'n man wat op 'n stadium geld nagejaag het en geld aanbid het, het hy net besef, dit is niks werd in vergelyking met rykdom wat God gee nie. Dit is niks werd in vergelyking met die koninkryk van God nie. Sy gees sy eie koninkryk verruil vir die koninkryk van God. En so is Jesus teleurgesteld oor die 9 malaatses wat hy genees het en nie kom dankie sê het nie. Kom ons sluit af van al hierdie rolspelers en gedeeltes wat ons nou vandag oor gesels het en wat ek nou opgenoem het. Is daar een baie belangrike voorsprong wat ek en jy bo hulle almal het. Ons weet baie meer van die hemel af en van die ewige lewe af as hulle almal saam. Vir ons is daai prent en daai sekerheid en daai beloftes en kennis daaroor baie duideliker en ons is 'n baie beter plek as enige een van hulle. Ons het dit voor oë. Ons het die ewige lewe in ons toekomsblik. Ons het dit as 'n mikpunt. Dit is ons troos. Dit is ons vaste punt. Dit is ons hoop. Dis waar ons wil wees. Dis waarheen ons mik. Ek wil vir jou sê, dis my duidelik. Ons weet, wanneer jy daar in die hemel aankom die dag, en dit om jou sien wat jy gaan sien, en dit beleef wat jy gaan beleef, en God fisies ontmoet, en sy warm arms tuis kom, en ervaar 'n vrede, 'n liefde, 'n kalmte, 'n geluk, 'n veiligheid wat nog nooit in jou hele lewe kon indink so iets kan bestaan nie. Sy nooit spyt wees oor die tyd wat jy in God spandeer het nie. Sy nooit spyt wees oor die energie en die sweet en die bydraes en die offerandes wat jy in God gemaak het in jou aardse lewe nie. Jy sal sê, ek het te min gedoen vir die koninkryk. Ek het te min bygedra daartoe. Ja, Christus is reg as hy sê, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes nie verniel nie, waar diewe nie inbreek en steel nie. Dis die plek om te gaan. Dis waar ons moet wees. Mag ek en jy intussen op aarde, almal van ons, daardie 1 uit 9 wees, wat omdraai na God toe, en vir God gaan dankie sê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou kragte. Mag jy daai een wees. Here, baie dankie vir ons saamwees vandag rondom die woord. Ons sê vir U dankie vir U reddende hand. Ons sê vir U dankie vir die genade. Ons dankie dat U ons kies. Ons dankie vir die genesing. Ons dankie dat ons skoon was van ons skuld en sondes en al ons skandes afskryf. Here, ons kan nie ander as om U te dank en te loof nie. Ons kom vandag, ons draai om, ons kom na U toe vandag. En ons kom sê vir U, dankie,
maar hy lei ons ook deur die Gees om vir U dankie te doen, soos dit pas by mense wat eindeloos geseënd is. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Seën vir jou, ons praat weer, totsiens.